Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën as 'n wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou lieve vriende, ek dink ons almal ken die rooibokke redelik goed en hulle gewig is so 50 kilogram en dan word hulle so wat 90 sentimeter hoog dan ook. En dan wat verder baie interessant is, hulle word ook beskou as die atlete van die bos. Rooibokke is bekend vir hulle skouspelagtige reuse spronge wat hulle doen. Hulle kan tot 3 meter hoog en tot 8,5 meter ver spring om roofdiere te verwar. Dan het die rooibokke ook brandwagte, amper soos wat die bobbejane ook het, terwyl die trop wei en water drink, staan 'n paar volwasse ramme as brandwagte op die uitkyk vir gevaar. Indien daar gevaar is, sal die brandwag 'n harde snorkgeluid gee om die res van die trop te waarsku, sodat hulle dan ook kan vlug dan. Hulle wy amper nooit verder as 8 kilometer vanaf 'n permanente waterbron nie. So lieve vriende, net so 'n paar interessante dinge rondom die rooibokke dan ook. Ons wil dan ook vandag so met u deel oor hierdie wonderlike saak dat die Here voorsien en dat die Here ook dikwels voorsien vir sy werk en vir sy taak wat ons as kinders van die Here vir hom moet doen dan ook. In Eksodus 12 vers 35 en 36 lees ons: En die kinders van Israel het gehandel volgens die woord van Moses. Hulle het die Egiptenaars silwer en goud en goue goed en klere geëis. En die Here het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars, en die het hulle versoek ingewillig. So het hulle dan die Egiptenaars beroof. So die Here het die opdrag gegee dat hulle van die Egiptenaars moes eis gee vir ons. Hulle duidelik net, wil ek net baie duidelik maak, hulle het dit nie gesteel nie. Hulle het dit gevra van die Egiptenaars. En die Egiptenaars natuurlik na al die pla en die dinge, het eintlik nou maar half uit moedeloosheid en so meer gegee vir die volk van die Here, en al baie goud en silwer en allerhande goed, klere en so meer gegee. En toe hulle dit gegee het die Here later dan ook, toe die tabernakel gebou moes word, juis 'n oproep tot die volk gedoen om dat hulle moet kom gee, sodat die tabernakel gebou kan word. Die tabernakel het baie goud en silwer gehad, koper, en dan was daar natuurlik ook die hout en die linne, en dan die ropvelle wat bo-oor was. En hierdie ropvelle het hulle alles daar van Egipte af gekry. En liewe vriende, en hulle het so kom gee. Nou die vraag is, hoe sou u nou dink, het die volk nou gegee, dat die tabernakel opgerig kon word? As u dalk moet dink hoe mense vandag gee vir die saak van die Here, kom ons kyk, wat het hulle gedoen? Waarin was hulle eer en hulle trots gewees, sodat die tabernakel gebou moes word? En ons lees daar in Eksodus 36 vers 5, en hulle het met Moses gespreek en gesê, die volk bring meer as wat nodig is vir die uitvoering van die werking waarvan die Here die vervaardiging beveel het. So die volk het toe so baie goud en so baie silwer en so baie van alles gebring, dat daar meer was as wat nodig was om die werk te doen soos wat die Here beveel het. Nou hier is ietsie moois hierso sekerlik ook oor die eerlikheid van hulle wat besig was met die bou en die werk, dat hulle dit nie gesteel en beroof het en gedink, hier's nou oorvloed, ons kan nou vir onsself neem nie. Nee, hulle het in alle eerlikheid en opregtheid sekerlik opgetree dan ook. En so is daar dan nou gesê, sê vir die volk, hulle moet ophou om te bring. Liewe vriende, wat 'n wonderlike saak is hierdie. Omdat die Here vir hulle voorsien het, was hulle nie skaam, was hulle nie bang om te gee nie. Hulle het gegee weer terug vir die saak van die Here, want dit was hulle eer, hulle trots daarin. Dit was God se versoek, God se begeerte, dat die tabernakel opgerig moet word, dat hy onder hulle kon woon. En daarom het hulle met soveel ywer en vreugde sekerlik gegee, oor die wonderlike seëning wat hulle sou ervaar en verkry daaruit, dat die Here in hulle midde sal wees. Ons sien dan ook daar in Eksodus 36 vers 6, dan daarop het Moses bevel gegee, en hulle het 'n oproep deur die laar laat gaan en gesê, laat geen man of vrou verder enige werksaamhede verrig in verband met die offergawe vir die heiligdom nie. Toe het die volk opgehou om te bring. Eers toe die opdrag kom,
toe het hulle opgehou om te bring. Liewe vriende, mag ons ook so weet dat die Here vir ons gee, sodat ons weer ook oorvloedig kan terugsit in die saak van die Here, oor die seëninge wat ons in God ook verkry. Kom ons bid saam. Ons dierbare Here, dankie vir hierdie voorbeeld van die volk, en mag ons ook so terugsit in u saak, uit al die wonderlike seëninge wat u ook vir ons kom gee. Amen.